Baie dankie dat jy saam met my kuier om die woord. En ons gaan kyk na die groot vraag wat gevra word. Is daar 'n verskil tussen die bekering en die vervulling met die Heilige Gees? Nou die stelling word algemeen gemaak dat die gelowiges die Heilige Gees ontvang by bekering, maar is dit waar? Kom ons kyk na die pad wat God vir ons in sy woord neergelê het, wat ons moet volg om tot volle wedergeboorte te kom. Nou voordat ons begin, kom ons bid net eers saam en dan kyk ons wat sê die woord. Ons hemelse Vader, dankie vir die prys wat Jesus vir ons betaal het, sodat ons in die regte verhouding met U kan staan. Dankie vir die Heilige Gees wat ons in die waarheid lei. Dankie vir U woord. Open ons verstande om die skrifte te verstaan en help ons om by elke beperking van leerstellinge verby te kyk, sodat ons die waarheid kan ontdek. Terwille van die prys wat Jesus vir ons betaal het. Amen. Nou voordat ons begin, wil ek net gou by 'n skrifgedeelte stil staan en kom ons kyk na 1 Korintiërs 2 vers 14. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Vers 15, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self egter word hy deur niemand beoordeel nie. Nou wat ek hier wil uitlig is dat daar is 'n natuurlike mens en daar is 'n geestelike mens. Nou wanneer jy nog nie tot bekering gekom het nie, dan is jy nog 'n natuurlike mens en jy gaan nie die skrifte verstaan nie. En dit is hoekom ons wedergebore moet word, sodat ons geesidentiteit kan lewend gemaak word. Want God is gees en sy woord is gees, en sodat ons ook in 'n gees-gees verhouding met God kan staan en dat die Gees vir ons die woord kan openbaar. Om van bekering tot by die vervulling met die Heilige Gees te kom, is daar duidelike Bybelse riglyne wat ons moet volg. En kom ons kyk wat sê die woord vir ons in Handelinge 2 vers 38. En hier sien ons duidelik een van daardie riglyne. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sonde en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dan dieselfde gedagte kom voor in Handelinge 3 vers 19. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. So die gedagte wat baie duidelik hierso uitstaan is eerstens die bekering wat moet plaasvind. Nou die bekering is dan ook die terugdraai na God toe. Die bekering en dan natuurlik die doop en dan die vergewing van sondes en dan die Heilige Gees wat ons dan as 'n gawe ontvang. So ons sien 'n duidelike patroon hier. So by bekering word jou gees lewend gemaak. By die doping of vervulling met die Heilige Gees word jy toegerus vir dienswerk. Die Heilige Gees verander ons van passiewe banksitters na 'n effektiewe gelowige sodat ons in die volheid van God kan wandel. So die vraag wat aanvanklik gevra is daar 'n verskil tussen bekering en die vervulling met die Heilige Gees? Ja, verseker daar is. Kom ons kyk na 4 Bybelse voorbeelde wat vir ons hierdie vraag baie mooi duidelik gaan beantwoord. Eerstens gaan ons kyk na Jesus en dan na die disippels en dan na die heidene as voorbeeld en dan laaste na die gelowiges. Nou die eerste voorbeeld waarna ons kyk is dan Jesus as voorbeeld. En kyk wat sê die skrif vir ons in Lukas 2 vers 40. En die kindjie Jesus het gegroei en sterk geword in die gees en vol van wysheid en die genade van God was op hom. Nou wat ons net hier moet verstaan is dat Jesus het nie bekering nodig gehad nie. So hy was reeds vol van die gees van sy geboorte af en het hy gegroei en sterk geword in die gees. Maar vir Jesus was daar ook 'n dag nodig wat hy die vervulling met die Heilige Gees moes ontvang. Kom ons kyk daarna. Matteus 3 vers 16 en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif op hom kom.
Nou eers nadat Jesus gedoop is en dat die Heilige Gees op hom gekom het, het hy eers amptelik begin met sy bediening. En van daar af sien ons hoe Jesus in die bonatuurlike gefunksioneer het en hoe hy bedien het. En voordat Jesus gedoop is en die vervulling met die Heilige Gees ontvang het, is daar geen skrif vir ons aangeteken van enige bonatuurlike werkinge wat deur die hande van Jesus plaasgevind het nie. So ons volgende voorbeeld waarna ons dan kyk, is dan die disipels self. En ons kyk na Johannes 20 vers 22. En Jesus blaas op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou hier het ons weer eens 'n unieke gebeure, dit is 'n eenmalige gebeure, waar Jesus op die disipels geblaas het. Maar wat eintlik hier gebeur is dat hier word die gees van die disipels lewend gemaak. En ons sien dieselfde aksie in Genesis 2, waar Jesus die mens Adam geformeer het, en in sy neus die asem van die lewe geblaas het, en daar het hy 'n lewende siel geword. Nou wat gebeur het, hierdie gees-gees verhouding wat God en Adam gehad het, was versteur gewees as gevolg van die sondeval. En daarom het die mens sy geesidentiteit verloor. En dan weer eens, soos ek vroeër gesê het, daarom is dit nodig dat ons weer gebore moet word. Ja, so ons sien nou die proses weer eens hier om herhaal. Die gees van die disipels is lewend gemaak, en dan vind die vervulling met die Heilige Gees plaas. Handelinge 2:4, baie algemeen bekende skriffie, en die woord sê vir ons, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het, om uit te spreek. En nou sien ons ook weer hier, eers na die uitstorting van die Heilige Gees, het die disipels begin om in die bonatuurlike te funksioneer. En dit gaan oor meer as net in spreek in tale. Dit gaan oor die gawes van die Gees wat begin funksioneer. En kom ons kyk wat was die gevolg van die Heilige Gees vervulling in Petrus se lewe. Nou Petrus wat Jesus 3 maal verloon het, staan op en soos die woord vir ons sê met baie vrymoedigheid, en hy begin die woord bedien en 3000 mense kom tot bekering. Nou 'n verdere voorbeeld hoe die Heilige Gees vervulling Petrus se lewe geaffekteer het, kom ons kyk wat sê die woord vir ons in Handelinge 3 vers 6. Maar Petrus sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus, die Nasareëner, staan op en loop. Handelinge 5:15, sodat hulle die siekes op die strate uitgedra en op bedde en draagbare gelê het, met die bedoeling dat, as Petrus kom, al was dit net sy skaduwee op iemand van hulle sou val. Vers 16, en die menigte van die stede in die omtrek het ook in Jerusalem bymekaar gekom en siekes gebring en mense wat deur onreine geeste gekwel was, en hulle is almal genees. Nou ons gaan nie almal ewe skielik op hierdie selfde vlak as Petrus funksioneer nie. Nie dat dit onmoontlik is nie, maar begin by die gawes en groei daarin. En vir my was 'n goeie leerskool gewees my gesin en my kinders. Ons het vir hulle as hulle siek was hande opgelê en ons het gesien hoe die Here ingetree het en genesing gebring het. Dan ons volgende voorbeeld waarna ons kyk, is die heidene. En daar sien ons in Handelinge 10 vers 1, en daar was in Caesarea 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor 100 van die sogenaamde Italiaanse leerafdeling. En hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God. Nou as ons kyk na Cornelius se CV, dan sal ons sien, hy was 'n man wat in 'n verhouding met die Here gestaan het, maar tog het daar iets gekort. Kyk wat sê die woord in Handelinge 10 vers 22. En hulle sê, Cornelius, 'n hoofman oor 100, 'n regverdige en 'n godvreesende man, wat 'n goeie naam het by die hele Joodse nasie, het 'n goddelike openbaring ontvang deur die heilige engel, om u te laat haal na sy huis, om te hoor wat u sal sê. Nou as ons kyk na Cornelius, dan sien ons dat daar 'n definitiewe honger en dors by Cornelius was. Hy het besef, daar is iets meer wat kort. En daarom na sy ondervinding met die engel, het hy uitgereik en gestuur, om vir Petrus te laat haal, om te hoor wat Petrus te sê het. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak.
Toe het Petrus begin spreek, niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. Hier sien ons weer dat die Heilige Gees vervulling gepaard gaan met die spreek in tale en dan ook natuurlik die grootmaak van God. Maar nou moet ons ook net by hierdie geleentheid noem dat hierdie is 'n unieke geleentheid, hierdie uitstorting van die Heilige Gees op die heidene. Die eerste spontane uitstorting was in Handelinge 2 op die Jode en hierdie een in Handelinge 10 is die spontane uitstorting van die Heilige Gees op die heidene. En hier word die proses 'n bietjie omgedraai. Normaalweg vind die doop van die gelowige eers plaas en dan die vervulling met die Heilige Gees. Maar hier vind ons dat die Heilige Gees vervulling eers plaasgevind het en toe die doop van die gelowiges. En dan ons laaste voorbeeld waarby ons gaan stil staan is dan die gelowiges. Handelinge 19 vers 1 en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Nou sien ons hierso baie duidelik, Paulus het daarso disippels gevind, mense wat reeds gelowig geword het. En mense kan sien dat hierdie hele gedagte van die vervulling met die Heilige Gees is vir Paulus ook van kardinale belang. Want hoekom sou hy dit vir hulle so pertinent vra? Want hy wil weet, is hulle vervul met die Heilige Gees? En dan sien ons ook in hierdie geval dat die doop van die gelowige en die uitstorting van die Heilige Gees loop hand aan hand. Want Paulus vra vir hulle pertinent, met watter doop is julle gedoop? En toe hy agterkom, hulle is nog net met die doop van Johannes gedoop, toe sê vir hulle, maar hulle moet gedoop word in die naam van Jesus. En Paulus het hulle die hande opgelê en die Heilige Gees het op hulle gekom en hulle het met tale gespreek en geprofeteer. Sien ons die patroon hier, die hande oplê, tale spraak en profeseë. En so nou sien ons die effek van die Heilige Gees vervulling op die gelowiges in Handelinge 19 vers 10. En dit het vir 2 jaar lank geduur. Dit is waar Paulus hulle opgelei het, sodat al die inwoners van Asië die woord van die Here Jesus gehoor het, Jode sowel as Grieke. Want jy gaan agterkom na die vervulling met die Heilige Gees, jy het skielik 'n vrymoedigheid wat jy nie voorheen gehad het nie. En dan kyk ons na die volgende een, die gawes van 1 Korintiërs 12 begin deur jou funksioneer en gaan kyk gerus wat behels hierdie gawes. En die vrug van die Gees word sigbaar in jou lewe en die begeerte om die evangelie met ander te deel ontstaan wat nooit voorheen daar was nie. En dan kry die woord vir ons nuwe sin en waarde. Jy sien die woord net in 'n totaal ander lig omdat die woord vir jou deur die Heilige Gees toegelig word. So ek glo en vertrou jy gaan nou saam met my sien dat ons het baie meer nodig as net bekering. Om in die volheid te wandel wat die Here vir ons bestem het ons regtig nodig om gedoop te word of toegerus te word deur die Heilige Gees. En nou is die volgende vraag, maar hoe ontvang ons die doping of vervulling met die Heilige Gees? Soos ek vroeër genoem het, daar was 2 spontane uitstortings gewees reg aan die begin. Die eerste een was op die Jode, die 120 aan die bovertrek, en dan die tweede ene was in Handelinge 10 op die heidene. Maar van daardie oomblik af vind die doping in die Heilige Gees plaas deur die oplê van hande. En jy moet regtig die Here vertrou dat hy iemand jou pad langs sal bring of by jou plek of 'n geleentheid kan bring waar daar iemand kan wees wat vir jou ook die hande kan oplê sodat jy ook die doping of die vervulling met die Heilige Gees deelagtig kan word. Nou hier is 'n belangrike sleutel wat ek vir jou wil gee. Lukas 11 vers 13. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Nou die vervulling met die Heilige Gees is 'n ernstige saak. Besef wat jy vra. Want as jy vra vir die vervulling met die Heilige Gees, dan moet jy ook verantwoordelikheid vat vir die Heilige Gees wat in jou kom woon. Nou die hoofdoel van die doping in die Heilige Gees is om jou toe te rus vir dienswerk sodat jy godvrugtig kan lewe.
Maak seker daar is geen blokkades in jou lewe wat verhinder dat jy die Heilige Gees vervulling ontvang nie. Nou dit kan byvoorbeeld insluit onvergifnis, bitterheid, haat of enige moedswillige sonde. Maak seker dat jou lewe in orde is, dat jou sondes bely is en dat jy 'n skoon lewe voor die Here het. Maar baie dankie dat jy saam met my gekuier het en ek hoop en vertrou regtig dat hierdie aanbieding ook vir jou tot nut gaan wees en dat jy nie sal rus totdat jy die volheid uit die hand van die Here ontvang het nie. En totdat ons weer gesels, vrede vir jou.